Goeiedag, ons is in Parasha 36, Bella Letochla, wat beteken wanneer jy opsteek. Die derde lesing uit die boek Numeri en die 36ste lesing uit die Torah. Bella Letochla, nogal 'n tongknoper. En 'n woord wat letterlik beteken wanneer jy die lampe aansteek. Dit kom uit die eerste vers van die week se gedeelte in Numeri 8 vers 2 waar Abba Vader vir Aaron sê, vir Moses sê om vir Aaron te gaan sê, as jy die lampe opsteek, moet dit die 7 lampe aan die voorkant van die kandelaar lig gee. Nou, hierdie Bella Letochla bestaan uit 6 Hebreëse letters, 'n byt, 'n hy, 'n ayin, 'n lamet, 'n tav en 'n kaf. Nou, kom ons kyk na die woorde en kyk wat se prentjie skilder Abba Vader vir ons. Eerstens die byt. Die letterbyt beteken huis of simboliseer familie, 'n huishouding of selfs 'n plek van verbond en verlossing. In Genesis 7 vers 1 nooi Abba Vader vir Noag en sy gesin om in die ark, sy huis van beskerming in te gaan. Sy huis van verlossing. En hier sien ons hoe die byt verwys na 'n plek van veiligheid, vervul met Abba Vader se krag en 'n teken van 'n nuwe begin. Ons weet die byt is die tweede letter en het 'n numeriese waarde van 2. Nou 2 mense in Hebreëus is genoeg om 'n huishouding op te maak. Wat dit nog meer interessant maak is dat die letter byt gemaak is uit 3 waaf letters. Die waaf het 'n numeriese waarde van 6 wat saam optel na 18 toe. 'n Woord wat ook optel na 18 toe is die woordjie gai wat beteken lewe. So Abba Vader kom wys vir ons deur die numeriese waardes van die byt en die woord lewe dat daar 2 bymekaar gesit is in sy koninkryk. Daar waar 2 bymekaar gesit word, dit is 'n bron van lewe. Die huwelik kom van Abba af. Want net so weet ons waar Abba Vader 'n huwelikspaartjie bymekaar sit, is dit 'n nuwe begin. 'n Paadjie wat gewandel word met Abba Vader as waar hulle een is met Abba Vader, soos wat Abba Vader met Noag en sy gesin ook was. So die byt verwys verder na Yeshua wat die weg, die waarheid en die lewe is. Yeshua is die geestelike huis waarin ons beskerming, ons gesag en 'n ewige verbond vind. Psalm 127 vers 1 herinner ons dat Abba Vader alleen die fondament van hierdie huis bou. So byt nooi ons na Abba Vader se huis waar ons sy krag, liefde en verbond ervaar. Dis die eerste letter byt. Die tweede letter is die hy. Die letter hy wat genade simboliseer. Hy se piktogram prentjie wys vir ons 'n persoon wat uitgestrekte arms, dis 'n persoon met uitgestrekte arms en herinner ons aan die afhanklikheid, die afhanklikheid wat ons het met Abba Vader en wat ons moet hê in Abba Vader. Ons is net afhanklik van hom. Dit beklemtoon dat Abba Vader se genade onmeetbaar is en ons inspireer om rotsvas op geloof en gehoorsaamheid te reageer op Abba Vader se instruksies. Hy simboliseer ook openbaring. Dit word dikwels geassosieer met die konsep van Abba Vader se teenwoordigheid en die daad van openbaring. Hy se prentjie is ook die van 'n venster of 'n opening waardeur lig en kennis openbaring vloei. Met ander woorde, die letter hy word verbind met die idee van manifestasie, waar iets wat voorheen verborge was, sigbaar en geopenbaar word. Dan kry ons die letter ayin. Die oorspronklike prentjie van ayin is 'n oog wat verwys na om te sien, insig, perspektief te kry, beide fisies en geestelik. Die getalwaarde van ayin is 70. En daar was 70 ouderlinge in Israel, Numeri 11 vers 16, die 70 nasies volgens Genesis 10, dit dui op hierdie volheid van die mensdom. Yeshua het ook 70 uitgestuur, 2-2. In Spreuke 25 vers 2 word wysheid en insig verbind met die oog, wat aansluit by ayin se tema. Die getal 70 dui op volheid van visie, insig en oordeel, en dit pas perfek by ayin se simboliek van die oog en perspektief. Die woord beteken, as woord beteken ayin, hy het 'n woordjie ook, ayin beteken weer eens oog, fisies en geestelik. In geestelike sin verteenwoordig dit die plek waar Abba Vader se perspektief en waarheid ontvang word. Ayin impliseer insig, waarneming en begrip, wat verder strek as net visuele sien. Dit vra om Abba Vader se woord te ondersoek, sodat mens sy hart kan sien. Dit bring ons by die 4de letter, die letter lamet. Lamet is die 12de letter in die Hebreëse alfabet. 12 wat verteenwoordig hierdie regeringsgesag van Abba Vader en hierdie mag en gesag van Abba Vader.
Ja, Abba Vader is die regering en die grondslag van alles. Nou ons weet ook elke letter in Hebreëus het 'n prentjie. En Lamed se prentjie is die van 'n staf, van 'n herder. So Lamed se Hebreëse aksie wat deur hierdie staf uitgevoer word is die prentjie van om soms jou kudde te prik of soms te steek, die skape te steek om hulle aan te hits of om hulle op te wek of aan te spoor in 'n rigting in 'n sekere rigting in te lei. Nie net om enige rigting waarna hulle gestuur word nie, dit is om hulle in 'n rigting te lei of te druk om 'n gewenste aksie uit die hart van die herder uit te voer, in die rigting van die hart van die herder. Staf in die woord verteenwoordig ook gesag, en dis die letter Lamed skets 'n prentjie van gesag om die skape in 'n spesifieke rigting te lei, selfs al beteken dit om hulle te prik of om hulle te steek om 'n daad te voer, uit te voer van gehoorsaamheid. Al die skape weet dit is 'n aksie wat hulle lei om in 'n rigting te beweeg uit die hart van die herder. Hoekom? Vir hulle beskerming en voorsiening. Die skape ken die stem van die herder en hulle moet die herder vertrou. As hierdie autoriteit, die staf in enigiemand anders se hand is, lei dit na seer. Die roetwoord vir hierdie woordjie Lamed is Lamat. Nou die woordjie Lamat kry ons in Deuteronomium 4 vers 1 wat sê, luister dan nou Israel na die insetting, Shema Israel, na die insettinge en die verordeninge wat ek julle leer om te doen, sodat julle mag lewe en inkom in die land van Jotwa, die God van julle vaders, wat hy aan julle gegee het om in besit en mag te neem. So dit is die optrede van Abba Vader wat lei, steek en prik, en hy roep ons na verantwoordelikheid toe. Lamed sê vir ons wat om te doen sodat ons kan lewe. En omdat skape altyd gelei word na 'n weidingsplek toe waar hulle gevoed word en waar hulle beskerm word, is dit presies wat ons ook doen. En daarom sê Yeshua, my skape ken my stem. Abba Vader sê dat dit die belofte is wat hy vir ons gee. So Abba Vader sê ons moet sy woord, Shema, want as ons doen, sal ons welgeluksalig wees in alles wat ons doen. Hy sê dit in Joshua 1 vers 9, Psalm 1 vers 1 tot 3. En dis hier waar ons ook ons beskerming kry onder sy vlerke. Daar is sekere dinge waarin Abba Vader se woord ons sal lei. Sy woord sal jou self so bietjie soms prik, maar dit alles uit die hart van ons herder, ons skepper, om te woon in 'n plek van veiligheid waar hy ons beskerm en vir ons sorg. En dit bring ons by die 5de letter, die Tav. Die oorspronklike piktogram prentjie van 'n Tav is 'n kruis, en dit simboliseer die kruis waarop Yeshua gesterf het en 'n teken van offer, verlossing en verbond. Die numeriese waarde van Tav is 400. In Genesis 15 vers 13 sê Abba Vader vir Abraham dat sy nageslag plus minus 400 jaar in 'n vreemde land sal wees, wat dui op 'n tydperk van lyding, maar ook uiteindelik bevryding, nee. In Tav sien ons 'n prentjie van finaliteit, voltooiing en die eindpunt van iets. Dieselfde as wat Yeshua bedoel het toe hy gesê het, dit is volbring aan die kruis. Die woord Tav beteken 'n merk, 'n seël of 'n teken. Dit verwys na iets wat iemand afsonder of kenmerk. In 'n geestelike konteks die teken van verbond en beskerming. Die eerste keer waar Tav as 'n woordjie in die Bybel voorkom is in Jesegiel 9 vers 4. In hierdie gedeelte word mense wat berou het en belydenis het van sonde oor die ongeregtigheid in die land, hulle word gemerk op die voorkoppe met 'n teken, met 'n merk, en daardie teken, die oorspronklike, is 'n kruis, as 'n teken van beskerming. En dit bring ons by die 6de letter, Kaf. Die letter Kaf in die oorspronklike Hebreëus is 'n prentjie van 'n handpalm. Dis soos 'n bak, 'n handpalm gereed om te voed of gereed om iemand te dien. Die vorm van alle houers of 'n bak, 'n koppie, 'n pot is gebaseer op hierdie basiese geboë vorm, en Kaf verteenwoordig die idee van so geboë vorm, so houer. Dit verteenwoordig vorm. 'n Huis is 'n vorm wat die gang van die mense daarin bevat. 'n Liggaam, die tempel van Yeshua, is 'n vorm van die Heilige Gees, huisves. Die Kaf leer ons ook om onsself te vorm, om die ego te buig en ons karakter te vorm. Die hand wat regheid en hardnekkig is, buig in vorm van dien. Met ander woorde, daar waar ek hardnekkig en hardkoppig is, buig ek in vorm van dien om ander te bless.
Kaf leer ons ook om ons wil, ons neigings te buig en om ons karakter te vorm. Dit leer ons om nederig te wees. Dis waarlik waar hier waar ons sê, Vader, U is die pottebakker, ek is net die klei, vorm my en vou my net soos U wil. Die kaf letter kan ook as 'n woord voorkom en dit word ook as kaf uitgespreek. Die woordjie kaf word gebruik om 'n voet of 'n hand te omskryf en 'n voorbeeld waar die woord 'n hand verteenwoordig sien ons in Eksodus 33 vers 22 waar Moses Abba Vader se aangesig wou sien en Abba Vader hom antwoord en sê As my heerlikheid verby jou gaan, Moses, sal ek jou in die skuur van die rots stel en jou met my hand oordek, totdat ek verbygegaan het. So in die gebruik van die woordjie kaf sien ons hoe Abba Vader beskerm, bedek met sy autoriteit, soos hy jou seën in dit waartoe hy jou geroep het. So kyk ons na hierdie week se parasha saam en ons kyk na al 6 hierdie prentjies wat vir ons geskilder word. Skets Abba Vader vir ons iets. Abba Vader sê, Abba Vader roep ons om in verbond deel te wees van sy huis, as sy heilige priesterdom, sodat ons sy lig sal skyn in 'n donker wêreld. Dis hier waar ons hande omhoog in verwondering gaan oplig oor sy openbarings, waar ons sy waarheid, leiding en hand gaan sien in alles. Daar waar ons nooi na sy huis toe, waar ons dinge gaan sien soos hy ook daarna kyk en hoe hy dit sien. Ons gaan sien waartoe hy ons lei, want hy is 'n lewende God wat vir ons voorsien en beskerm, soos ons in verbond deur die bloed van die lam saam met hom in gehoorsaamheid wandel. Hy weet, dis daar waar hy ons wil beskerm en lei, want hy is die goeie herder. Abba Vader se hand is oor ons en hy roep ons om sy seëninge te deel met oop hande as sy heilige priesterdom. Kom ons bid so saam. Ons almagtige Vader, dankie vir die amazing gedeelte. Dankie dat U vir ons soveel meer leer in die betekenisse en die prentjies wat U vir ons skilder. Vader, open ons oë, dat die oogskille afval en leer ons net U waarheid. Ek bid dit alles in Yeshua HaMashiach se naam, die seun van Jotewawei. Amen. Shalom.